Jy weet, en dit was nie iets wat ek nog gestreef het om te doen enig nie. Dit het net gebeur. Ek het eintlik by ons kerkkantoor aangekom en ek het vir die kerkkantoor daar gesê, hoorie, is hier so nie soos Bybelkursusse of so iets wat ek kan aansluit nie. En sy sê, hoor nee, ek het die perfekte ding vir jou en jou man. En sy skryf ons toe in en die volgende oomblik sien ek maar, jette, hier begin ons nou eksamens moet skryf en ons het klomp goeterstake wat ons moet doen. Ek sê, hoorie, ons wil dit nie so ernstig opneem nie. Ons wil net eintlik die Bybel bietjie beter leer ken. En op die ou end van die dag het sy ons toe nou ingeskryf vir 'n 3 jaar teologie kursus wat ek en my man saam voltooi toe nou in 2020. En die ding is net wat ek vandag vir julle wil sê is ook, as daar 'n roeping op jou lewe is, as die Here vir jou gesê het om iets te doen, hy gaan vir jou nie los tot jy sê, ja Here, hier is ek. Amen. Want die dag wanneer ek gesê het, okay Here, dit is nou maar so, en iemand nou vir my kom wys, want ek sien my confirmation soek. Die Here gaan vir my moet 'n paar keer kom wys dat ek in lyn is, want ek sal nie beweeg as die Here sê, moenie beweeg nie. En ek het vir die Here gevra, Here kom wys my net, gee vir my confirmation dat dit so moet wees. En ek het op die ou end, die Here het vir my 'n paar keer gewys en toe ek sê, ja Here, okay, dis reg, ek sal dit doen. Toe voel dit soos 'n las wat van my skouers af is. En ek kan net vir die Here dankie sê, alle lof, alle eer, alle aanbidding kom hom toe. En nou van julle wat my ken, hier is baie bekende gesigte, ek weet hier's 'n paar van julle wat my ken, ons is al 20 jaar April, so ons is al 20 jaar in Barberton. En vir die van julle wat my ken sal weet, ek en my man het hierdie straat 'n bietjie rooi geverf op 'n stadium. Ons was 2 stouters geweest. Was jy wel met Jacques geweest? Ek zit my mond. Maar ja, so ons het 'n verlede, maar dis in die verlede en dis nie wie ons vandag is nie. Want die Here sê wanneer ons in hom is ons 'n nuwe skepsel. So ek staan hier, ek en my familie staan hier as kinders van God. Ons is 'n familie wat die Here dien, wat die Here liefhet. Ek het eendag het ek 'n vriend gehad wat gesê het, hy sê ag, ons is net 'n klomp mal mense wat die Here liefhet. En dit is hoe ons is net die Here lief. Ons is nie perfek nie, ons sal eendag perfek wees as ons by die Here is. Ons het almal nog foute, ons maak foute, maar een ding kan ek vir julle sê, ek en my familie is 'n familie wat die Here dien, wat die Here so lief het, uit ons harte uit. So ek gaan nie vir julle vertel van hoe sleg ek was en al daai verhale nie, want ek kan net vandag hier so staan en ek kan vir julle vertel van die goedheid van God, hoe goed die Here is, en hoe die Here elke een van julle wat hierso sit vanoggend so lief het, en hoe hy 'n plan met elke een van julle se lewens het. Die Here soek elke een van julle. Hy soek jou, en hy wil 'n verhouding met jou hê. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, elke een van julle, dat wie ook al in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. En dat die Here jou self, Romeine 5 vers 8 sê, dat hy self vir jou gesterf het, toe jy nog vuil was, toe jy daai strate nog rooi geverf het, hy het al reeds vir jou gesterf. En dat hy jou lief het met 'n ewige liefde. Sally Lloyd Jones, sy skryf 'n boek, sy sê in hierdie boek, sy sê, the Bible is a love story about a prince who left his throne, who left everything to come and save the people he loves, to rescue the people he loves. Is dit nie mooi nie? Ja. So broer en suster, ek wil net vandag, as ek net hierdie punt kan bewys, dat Jesus Christus jou so lief het, dat hy wil kom dien, en dat hy jou lief het met 'n onvoorwaardelike, ewige liefde, 'n liefde wat nooit ooit sal ophou nie, 'n ewige agape liefde. Dit is 'n liefde wat nie eers beskryf kan word nie, in woorde nie, maar die Here het elke een van julle so ontsettend baie lief. Jy sit vandag hier en jy is vandag sy grootste belangstelling. Hy stel belang in jou, individueel, soos wat jy daar sit, het die Here jou so lief. Hy stel belang in jou.
Hy wil jou aandag hê. Hy is 'n jaloerse God. Hy wil naby aan jou wees. Hy wil een wees met jou. In Johannes 17 bid Jesus, en dit is die mooiste gebed wat hy bid vir sy disippels, maar elkeen van ons wat hier sit, wat in Christus is ook sy disippels. En hy bid hierdie gebed en hy sê, Vader, laat ek, soos ek een is met U, kan ek vra dat hulle ook een kan wees met ons. Want die Here wil een wees met ons. Hy wil deel hê aan ons. Daar's 'n Griekse woord in die Bybel, paristemi. En hierdie woord beteken dat Jesus sê, hy wil langs jou staan. Is dit nie mooi nie, pastoor? Hy wil langs jou staan. Hy wil naby aan jou wees. Hy wil een wees met jou. Hy wil jou by hom neem, sê daai woord. En dit is my, wat ek wil oordra aan julle vandag. Want elke een van ons wat hier so sit, wil geliefd wees. Ons wil wanted voel. En dit is die boodskap wat ek vandag aan julle wil oordra. Sodat wanneer julle hierso uitstap vandag, julle sal weet hoe lief Jesus jou het. So ons gaan vandag oopmaak by Matteus 20 vers 26. En dan wil ek net eers vir ons bid voor ons na die woord toe gaan. Hemelvader, ek kom na U toe in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons beste vriend. Jesus, U wat U lewe vir ons kom gee het aan daai kruis op Golgotha, Here, om vir ons die weg te maak, om vir ons die deur te wees, om vir ons die brug te wees, om vir ons versoening te bring, om vir ons verlossing te bring, en redding te bring, en vergifnis te bring, en genesing te bring. Jesus, ons eer U vandag. Here, en ons sê dankie vir die kosbare woord van U, Here. Elke liewe woord, Here, wat deur U gegee is. Here, ek vra dat U die woord sal seën in elke een se hart vandag, elke een se lewe, dat elke een met 'n stuk van hierdie woord vandag kan huis toe gaan. En dit nooit sal vergeet nie. Mag dit gebere word in elke een se hart vandag. Here, so kom seën hierdie woord. En my gebed is altyd dat mense eers na my kyk. Here, laat hulle U sal sien en U sal ervaar vandag. U teenwoordigheid so swaar kom rus op ons vandag, Here. Is ons begeerte, is ons gebed. In Jesus naam. Amen. Okay, so ons lees nou uit Matteus 20 vers 26, omdat dit die jaar 2026 is, né? 2026. Julle gaan dit nou nie vergeet nie, né? So by die huis kom en weet, die jaar 2026. Ja, Matteus 2026, dis hy. Dis waar ons gaan lees vandag. En ons gaan lees vanaf vers 26 tot 28. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So net om so 'n bietjie konteks te bring in hierdie gedeelte, is die seuns van Zebedeus, hulle ma, sy gaan na Jesus toe, en sy sê, Jesus, as U in die koninkryk kom, kan ek vra dat my twee seuns, dis nou Jakobus en Johannes, dat hulle asseblief net jy weet, een miskien aan die regterkant en dan een aan die linkerkant kan sit, wanneer U in die koninkryk kom. En Jesus sê, vra, hy sê, wat wil jy hê? Dis soos, wat? Wat wil jy hê? Wil jy nou hê, Jakobus moet my linkerkant en Johannes moet aan my regterkant? En hy sê, vrou, jy weet nie wat jy eintlik vra hierso nie. Jy weet, en nou staan nie so verder in vers 24 van hoofstuk 20. Toe die 10 dit hoor, dit meen nou die ander 10 disippels, daar staan nie eers toe die ander 10 disippels het hoor, soos toe die 10 dit hoor. Want hulle was boos, toe hulle dit hoor. Hulle dink,
My jette, hoekom het ek nou nie daaraan gedink nie? Hoe kan hierdie Jakobus en Johannes se ma ons nou voorgespring het en nou, jy weet, vir Jesus nou gaan vra of ons nou, jy weet, langs hom kan sit. Hoekom het ons nie gedink nie? En dis ons nog onregverdig, want ons wil ook ons langs Jesus sit. En dit is waar Jesus toe nou kom. En hy gee vir hulle vers 26, 27, 28, om hulle iets te leer. Hy wil hulle iets hierso leer van nederigheid. Hy wil hulle iets leer van om die minste te wees. Hy wil hulle leer hoe om te dien. So daar's 4 woorde wat nogal uitstaan in hierdie 3 verse, in 2 van die verse. En dit is groot en eerste, dienaar en dienskneg. So ek dink as mens nou vir die disippels gaan vra het en sê nou kies jy nou 2 van daai woorde uit hierdie gedeelte uit. Ek wonder wat sou hulle gekies het. Ek meen dienskneg, diens, dienaar, jy weet dit, in daai tyd om 'n slaaf te gewees het was nie so maklik nie. Jy weet slawe het baie hard gewerk in daai tyd. So ek dink hulle sou dalk gegaan het vir iets soos groot of eerste. Maar hier kom die Here en hy sê vir hulle, maar dit is hoe dit nie onder julle moet wees nie. Het julle al ooit gehoor, mense sê die pad op is af. Het julle dit al ooit gehoor? Jy weet nou, hier in aardse terme klink dit ons nou nie reg nie, want ons word geleer, jy moet opgaan in die lewe. Vir ons klink dit ons nou nie reg om te sê, maar ons moet nou eers afgaan om op te gaan. Hoe werk dit? Dit klink so iets soos wiskunde. Is so mense hier wat goed is in wiskunde? Enige iemand? Joh, die Here het julle geseën. Ek en my familie is glad nie wiskundig aangelê nie. En dis ook okay. Dis okay kinders. Maar dit klink iets soos wiskunde, want ek kan dit nie in my brein uitwerk nie. Hoe kan die pad op wees af? Dat jy pad op is af, ek weet nie. Maak nie in aardse terme vir ons sin nie. Jy weet, want in die wêreld word daar vir ons standaarde gestel. Daar's maatstawwe en ons meet en jy weet, vir ons, as ons nie by daai plek kan uitkom wat daar gestel is nie, dan voel ons baie keer soos 'n mislukking. Dan voel ons, maar ek is nie goed genoeg, hoe kan ek dit nie doen nie? Maar daar's goeie nuus, want in God se koninkryk is daar nie sulke aardse maatstawwe nie. Daar's nie sulke aardse terme wat gemeet word nie, en hopelik is daar ook nie wiskunde eendag in die hemel nie. Ek hoop so. Ek hoop regtig so. So, in Matteus 20 vers 26 kom Jesus en jy weet, hy sê nou nie vir die disippels, julle beter nou slawe wees, of jy beter nou my dienskneg wees nie. Nee, glad nie. Hy doen nie dit nie. Wat kom doen Jesus nie? Hy kom wys vir hulle die voorbeeld. Hy stel die voorbeeld, hy gaan voor hulle uit en hy sê, volg my. Jy weet, hoeveel keer wil ons van ons familielede of ons vriende, wil ons sê, jy moet dit, jy moet so, en ons raas en ons beklei, in plaas daarvan dat ons baie keer dalk net sê, weet jy wat, ek gaan net die voorbeeld wees. Mag hulle Jesus in my sien. Mag ek net 'n lig vir hulle wees. Jy weet, baie keer maak dit 'n groter impak om net die voorbeeld te stel. Paulus sê in Efesiërs 5:1, hy sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Het julle al ooit gehoor iemand sê, I want to be an imitator of Christ? Ek wil 'n navolger wees, ek wil 'n naaper wees. Jy weet, mense is ook so, hulle is monkey see, monkey do, né? En veral wanneer ons Christene is, julle die wêreld se oë is op ons, hulle kyk wat maak ons. Hulle wil sien, hoe hanteer jy hierdie situasie? Wat gaan jy nou sê as hierdie gebeur? Mense se oë is op ons.
wat kinders van God is. Maar die Here wil hê ons moet navolgers van hom wees, dien in nederigheid en in liefde. Jy weet, in die wêreld klink dit so iets, en ek gaan nou net 'n voorbeeld gee. En ek het dit ook al baie gedoen, ek en my man is nogal skuldig daaraan. Jy weet, as iemand jou nou nie na hulle kind se troue toe nooi nie, dan sê, as hulle my nou nie na hulle kind se troue toe nooi nie, gaan ek hulle nie na my kind se troue toe nooi nie. En jy weet, ek was nou hierdie week, was ek by Tannie Marie gewees, en sy het nie eers vir my koek uitgehaal saam met my tee nie. Volgende keer as sy by my kom kuier, steek ek daai koek in daai kas weg. Sy sal nie 'n krummeltjie van daai koek kry nie. Né? Doen ons dit nie. Jy weet, en dan haal ons in die hal uit en ons dinge meet. Ek kan onthou toe ek en my boetie klein was, dan so 1 chocolate en dan moet jy daai chocolate nou deel in 'n ofte. Jy gaan haal daai minihaal uit, jy meet daai ding. Hy sal nie 'n krieseltjie meer as jy kry nie. Eweveel, né? Dis wat ons doen. Ons wil dinge meet. Maar in Christendom klink dit so klein bietjie anders. Ek meen, dit klink iets soos FNB bank. Is iemand wat by FNB werk? Hoe kan ek jou help? Wanneer ons kinders van God is, dan verander dinge. Ons sê, broer, hoe gaan dit met jou? Kan ek vandag saam met jou bid? Waarmee kan ek jou help? Broer, ek sien jy sukkel. Waarmee kan ek jou help? Jy weet, ons begin loop met oop hande. En dit raak lekker om met so oop hand te loop, want ons gee en ons verwag nie terug nie. Jy weet, my ouma, sy was vir my altyd so 'n mooi voorbeeld gewees. Jy weet, as jy by haar gaan kuier, jy sal nie uit daai plek uitstap sonder iets nie. Al is dit 'n toffie, al is dit 'n appel, al is dit 'n teelepel, wat ook al. Jy sal nie by haar huis uitstap sonder iets nie. Sy het altyd seker gemaak, jy vat iets saam. En dit is wat Christendom is. Imitators of Christ. Ons leer om die minste te wees. Ons leer om die ander wang baie keer te draai. Ons leer om te dien. Ons leer om aan te gaan meld en te sê, ek wil diensbaar wees. En dit is presies hoe om navolgers van Jesus Christus te wees. Om meer te wees soos hy. Daar's daai liedjie wat sing, meer wees soos U, meer wees soos U, die mooiste liedjie. Here, dis wat ons bid. Meer van U en minder van myself. Broer en suster, Jesus, Koning Jesus het op hierdie aarde kom loop en hy was ten volle God, hy was ten volle mens en hy kom loop op hierdie aarde. Hy het ook pyn ervaar, hy het ook seer gehad, hy het ook moeg geraak, hy was op 'n tydjie honger en dalk geïrriteerd geraak want hy is nou honger. Ek raak geïrriteerd as ek honger raak. Jesus het ook, hy is net soos ons, ook vlees op hierdie aarde. Hy het ook dalk tandseer gehad of 'n maagpyn nou en dan of sy voete geklop as hy te lank op sy voete geloop het. Maar hy het nie op hierdie aarde kom loop as 'n celebrity nie. Alhoewel alles aan hom behoort het. Jy weet, wanneer mense te veel aandag aan hom begin gee, het hy weggedraai daarvan. Inteendeel. Ja, dis waar. Hy was nie ryk nie, hy was nie miljonair wat geloop het met 'n kroon op sy kop en 'n groot diamantring nie. Vir 33 jaar het hy op hierdie aarde kom dien. Die woord sê, jakkalse het gate, voëls het neste, maar Jesus het nie eers 'n plek gehad om sy kop neer te lê. Filippense 2:7 sê, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Jy weet, hy het dit nie maklik gehad aldag nie. Hy was verwerp, hy was verloon, hy was verstoot. En net voor sy kruising geslaan, hy was opgespoeg, hy was gegeesel,
en op die ou eind gekruisig vir elke een van ons. En vrywilligheid het dit kom doen vir ons. Jy weet, op pad na daai kruis toe, het hy nie een keer sy mond oopgemaak nie. Hy het al daai pyn ervaar. Ek meen, hoe voel dit net as jy jouself brand by die oond? Hoe kan ons nie kla oor daai klein stukkie streepie wat gebrand is nie? Ons vrees nie. Jesus het dit ook gevoel. Hy het ook pyn. Maar hy kom dien en hy het sy lewe as 'n losprys kom gee vir baie. Vir baie. En voor sy kruisiging kom hy in Jerusalem in op 'n donkie van alle diere. Op 'n donkie. Ek meen, hy's Jesus, hy's koning, hy kan enige ander dier kies. Hy kon die mooiste wit perd gekies het, met mooi gevlegte haartjies en pareltjies in. Maar Jesus kom nederig op die rug van 'n donkie. Sagaria 9:9 profesievervulling sê, humbly he came riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. In Johannes 21 braai Jesus vir sy disippels. Het julle dit geweet? Jy weet, julle dink, dis net Suid-Afrikaners wat hou van 'n lekker braai. Jesus het ook gebraai. Hy sit langs die see van Galilea, hy kry 'n paar kole bymekaar, hy steek die vuur aan, en hy vra sy disippels om vir hom 'n stuk vis te bring, sodat hy vir hulle kan braai. Hy het nie gegaan sê, ek soek nou 3 gang maaltyd, en daar beter roomys en chocolate sous wees. Nee, die Here sê, wag, ek wil julle bedien vandag. Ek gaan vir julle hierdie lekkerste stuk vis braai. Gaan lees dit, Johannes 21. En Jesus kom en hy dien sy disippels. Hy dien sy Vader in die hemel. Hy dien elke een van ons. Deur sy lewe vir ons te kom gee as 'n losprys. Petrus sê, Here, ek is gereed om met u te gaan tot in die tronk en ek sal vir u dood gaan. Here, ek is slaggereed. Here, hier is ek. Here, gebruik my. En net 'n paar verse daarna as jy gaan lees, ontken Petrus dat hy ooit Jesus geken het. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer ontken hy Jesus. Net nadat hy gesê het, Here, ek sal doodgaan vir u. Jy weet, in die wêreld gebeur dit ook. Mense sê, Here, soos Jesaja, Here, hier's ek, stuur my, Here, ek wil vir u lewe, Here, ek wil vir u werk. Maar hulle kan nie eens vir die Here lewe nie. Jy weet, dit het so geraak en dit is vir my so hartseer om te sien in die dae waarin ons lewe, dat mense net wil kom eet op Sondag by die kerk. Menende nie voedsel nie, menende die brood van die lewe. Ek meen, hulle wil nie eers deur die week hulle woord oopmaak nie. Hulle wil nie deur die week bid nie. Hulle wil dit net op Sondag kom doen en hulle hande in die lug steek. Here, ek sê nie, dis verkeerd om dit net op Sondag, maar jette, jy gaan honger ly deur die week. Jy gaan honger ly, jy sal doodgaan. Ons kan net 1 keer 'n week eet en ons sal doodgaan. Ons het nodig om elke dag te eet van hierdie woord. Hierdie kosbare woord. As ons net kan besef hoe kosbaar hierdie woord is. Jy weet, in ander lande, jy mag nie eers so 'n Bybel hier hê nie. Hulle het sulke klein papiertjies wat hulle in die tronk het, wat hulle deel onder mekaar. En hulle sit in die tronk as gevolg van Jesus. En elke liewe stukkie wat hulle kry, daai ou klein stukkie papiertjie, leer hulle en hulle mediteer daarop en hulle bære dit in hulle harte. Hierdie woord is kosbaar. Johannes 13 kom Jesus en hy was sy disippels se voete. Dit is 'n baie bekende gedeelte, ons almal ken dit.
En jy weet, daai tyd was dit eintlik die slaaf se plek gewees, of se werk gewees, om die mense se voete te was, voor hulle aan tafel gaan sit het. En hier kom Jesus en hy trek sy boekleed uit, hy vat 'n doek, hy draai dit om sy heupe, hy kry 'n skottel met water in, en hy begin sy disippels se voete was. Hy was dit, hy droog dit af, hy was dit, hy droog dit af. En toe hy by Petrus kom, sê Petrus vir hom, Here, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan nie my voete was nie. En ek dink nie dit gaan oor hy skaam gekry het vir sy voete, of hy kielierig was op sy voete nie. Nee. Hierdie het gegaan oor sy respek wat hy vir Jesus Christus gehad. Here, daar's nie 'n manier nie. Hy sê, Here, tot in der ewigheid nie. Nee, jy gaan nie my voete was nie. En hoor wat antwoord Jesus hom. Jesus sê, Petrus, as jy my nie gaan toelaat om jou voete te was nie, kan jy nie deel hê aan my nie. Jo. En dit slat vir Petrus, net soos my geslat het toe ek gelees het. En Petrus sê, Here, maar as dit so is, in daai geval, Here, was hom my kop, en was my arms, en was my tone, en was alles. Want ek wil deel hê aan U. Ek wil deel hê aan U. So hoe sal dit vir ons lyk, as kinders van die Here? Hoe kan ons hierdie, wat Jesus hier vir ons kom wys het en kom leer het, hoe kan ons dit toepas in ons eie lewe vandag? Hoe? So diensbaar wees, so nederig wees, hoe kan ons dit doen? Want die eerste ding wat ons kan doen is om Jesus te volg. Om hom te volg en nie mense nie. Volg sy woord. Hierdie is die beste riglyn. Die antwoord op al ons vrae, hier ingeskrywe. Ons kan alles doen soos of ons dit doen vir die Here. Alles wat ons doen dit net asof jy dit doen vir die Here. Gehoorsaam wees, onsself beskikbaar stel, ons gawes en talente gebruik. Hoeveel van ons wat hierso sit, het soveel gawes en talente. Kyk hoe mooi het Celia vir ons weer hierso bedien. Ek het al eendag vir Celia gesê, Celia, jy het nie eers nodig om te sing, jy kan net daai keyboard speel, dan kom die Heilige Gees. Maar daar's so 'n salwing oor jou bediening, Celia. Dis amazing om te ervaar. Hoeveel van ons sit hier, ons begrawe daai talente en daai gawes wat die Here vir ons gee. Ons dit tot sy eer kan gebruik, tot sy glorie kan gebruik, tot sy naam kan gebruik, tot uitbreiding van God se koninkryk kan gebruik. En dan vir sy render, om self oop te staan, te sê, Here, soos Jesaja gesê het, gebruik my, stuur my, Heilige Gees lei my, want jy weet dat daai selfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het in elke een van die hele lewe. 'n Deel van God die Vader, die skepper van hemel en aarde, 'n deel van hom wat hier binne in jou lewe, sy Gees, God se Gees. Maak nie saak hoe groot of hoe klein jou bydrae is in God se kerk nie. Jy weet, al was jy die skorrelgoed na diens, al help jy met die kindertjies, met die sonndagskool, al hou jy nie eers van kindertjies nie. Dit maak nie saak nie. Enige bietjie bydrae, tel jy ou papiertjie op wat jy sien op die grond lê. Al was jy die pastoor se kar na diens. Jy weet, my man het so begin. Hy het die baas se karre gewas by die myn. Dis hoe ek begin het. En net een dag, toe sien 'n man hom raak. En hy sê, "Hey man, jy net 'n bietjie op 'n kursus gaan, jy begin jy hier by die myn werk. Jy hoef nou nie vir jare nou ons karre te was nie." En dis waar my man begin het. Begin dit nie nou vir ons meer sin maak om te dink, die pad op is af. The way up is down. Hy het onder begin, my man sit daar, hy het soveel sertifikate agter sy naam, ek is so trots op hom. En ek dink nie eers een van daai goed het hy voorbetaal nie.
Nie een van my kursusse nie. Jy weet, en wanneer ons besig is om daaronder te dien, dis eintlik so 'n mooi plek. Dis eintlik so 'n lekker plek, want as ons daar is, dan begin ons groei. Ons begin opgaan, sonder dat ons agterkom. Ons begin groei, en ons begin volwasse word. En ons gaan op, en ons gaan op, en ons gaan op. Maar ons moet eers onder begin. Met vandag so jong mense wil nie onder begin nie, Pastoor Louis. Hulle wil nie. En ek eindig af, ek gaan vir ons nog 2 gedeeltes uit die Bybel uitlees. En as jy nou aan die slaap geraak, moet jy nou wakker word, want hierdie is 2 amazing juweelverse uit God se woord uit. En die een is in Lukas 22 vers 27 tot 30. Lukas 22 vers 27 tot 30. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Weet, as jy by 'n restaurant sit en jy bestel nou daai lekker double cheeseburger en 'n koffie milkshake. En jy sit nou daar en die kelner kom bedien jou. Ek weet, dit is mos nou 'n lekker plek om te wees. Jy weet, jy verdien te maak nie. Jy hoef nie die skottel goed te was nie. Jy wil net jou kaartjie uit en jy tap hom na die tyd. So, sien nou hierdie prentjie van hierdie vers, van vers 27. Hoor wat sê Jesus sê. Hy sê, want wie is groter? Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Meen hulle, as jy nou die prentjie sien, van jy sit by die tafel, en hier kom die kelner en dien jou, nee? Want wie is groter? Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? En hoor wat sê Jesus hierso, hy sê, maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd weer by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel en my koninkryk. Hoor wat sê Jesus hier, my tafel en my koninkryk. In my koninkryk. Die vers sê vir ons, Jesus het 'n tafel in sy koninkryk. En hy wil hê ons moet by sy tafel kom deel wees. Hy wil met ons paristemi, soos hy Griekse woord sê. Hy wil langs ons wees, hy wil by ons wees, hy wil in ons wees, hy wil deel van ons hê. Hy wil ons naby hom neem. Lukas 12 van vers 37. Ek gaan vir ons eers in die Afrikaans 33 lees, en dan party van die woorde of skrifgedeeltes in die Bybel klink vir my net soveel mooier in Engels. Dit is soos om te sê, I'm in awe of you, Lord. Dit klink vir my soos, wow, klink net vir my so mooi om dit in Engels te sê. Maar ek gaan hierdie vir ons lees nou uit die 12 vers 37. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord. Daai omgord beteken 'n voorskoot. Hy sal 'n voorskoot aantrek. Hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Nou in die Engels gaan ek dit vir ons ook lees, ek het dit hier neergeskryf. The servant who are ready and waiting. As hierso diensknegte vandag wat gereed is. Ready and waiting. Ek is daar nog saam met my hierso? Ready and waiting for his return will be rewarded. I tell you the truth. He himself will seat them, put on an apron and serve them. 'n
as hy sit en eet. Weet jy nou, ewe skielik, wanneer ons daarna kyk, klink aardse terme nie reg nie. Hemelse perspektief klink amper nie eers, hoe kan dit wees? Hoe kan dit waar wees? Dis soos, dan voel ek soos Petrus gevoel en sê, Here, maar in der ewigheid nie. In der ewigheid nie, Here, hoe kan U 'n voorskoot aantrek en my wil kom sit by 'n tafel en my wil kom bedien? Dit kan nie wees nie. Here, U het dan alles vir my kom doen. U het die lewe vir my gegee as 'n losprys. Here, U het alles gedoen. Alles. Here, dankie. Dankie dat U my wil dien. Dankie dat U my so lief gehad het. En pastoor, vandag wil ek en my familie navolgelinge van Jesus Christus wees. We want to be imitators of Christ today. Ons wil vandag die voorskoot aantrek. En ons wil vir jou en jou familie en jou huis kom bedien. Ons wil julle kom bedien. En ek gaan vra dat jy en jou vrou en Daniel, ek wil vra dat julle asseblief aan hierdie tafels kom sit vandag. Dis heeltemal uit ons comfort zone uit. Dis heeltemal anderste, maar dis wat God vir my leer in sy woord hier vandag. Ek wil julle bedien, ek en my familie. Sean, kinders kom vorentoe.